Sy. So ek het julle die storie mos al vertel hoe God die wêreld gemaak het en julle het by Kids Club het gehoor en ek dink julle pa en julle ma het julle ook al geleer hoe God die wêreld gemaak het. So wat was daar voor God die wêreld gemaak het? Nee, is donkerte nie, het was net God. Ja. En toe sê God, toe hy het nou die wêreld gemaak, die aardbol en daar was net water oral. En toe sê God, laat daar lig wees. Skielik toe is daar lig. Maar het was nie die son nie. Het was 'n ander lig. En toe het God die lig en die donker geskei. En wat was die naam vir die lig? Dag en die donker? Nag. En so toe dit aand geword en dit het weer oggend geword en toe is dit nou die eerste dag. Toe op die tweede dag, toe sê hy, hierdie water, is net water oral. Hierdie water, hier onder op die aarde, hy noem dit see, en toe het hy water bo in die lug gesit. Kyk al by die venster uit, wat sien julle? Wolke. Wat is wolke? Dis water. Baie fyn waterdruppeltjies. En so tussen die see en die wolke daarbo is die blou lig, die hemel, nee. So hy het dit hemel genoem en see genoem. En toe was dit aand en toe is dit môre, wat se dag is ons nou? Nee, nog nie die derde, nou is die tweede een verby. Nou kom ons by die derde een, is reg. So op die derde dag, toe sê hy, hier's nou net water hier onder. Nou wat kort nou nog, want ons net water. Nou kort ons land. Toe sê God, daar moet land wees. En toe stoot die land so op, hier is die water. En al die water loop af. En daar is die see. En hier het ons nou die land. Maar nou moet daar iets op die land wees. Wat moet op die land wees? Diere, mense, maar wat gaan hulle eet? Hulle kan nie grond eet nie. So en toe sê hy, laat daar gras wees, laat daar blomme wees, laat daar bome. En as jy daar was, jou mond sal oopgehang het. As jy sien, ewe skielik is dit net blommetjies, blou en pers en geel en oranje en rooi. En oral die groen blare en die bome wat so, hier kom die bome op, groot bome met appels en mangoes en piesangs. Dit moes lekker gewees het. En toe sit aand en toe sit môre en toe is die derde dag verby. Nou kom ons by die vierde dag, toe sê hy, goed, nou moet daar iets wees, bo in die hemel, bo die wolke nog. En toe maak hy die son, en die maan, en die sterre, en die planete. Ek kan net dink hoe mooi was dit daai eerste aand. Nee, net sterre oral soos diamante. En toe sit aand, en toe sit oggend, die vierde dag. En toe op die vyfde dag, toe sê God, goed, nou moet daar iemand moet nou bly in die water. Wat kan bly in die water? Visse? Ja, wat bly nog in die water? Walvisse? Seeskilpaaie? Seekatte? Haie? Ja. Ja, shark. En toe sê hy, nou moet daar ook iets bly op in die lug, iets wat hier onder die wolke, voeltjies. Ja, Haridas. Arende. En so toe maak hy die voëls, en toe sit aand, maar hy het vir die voëls nogal gesê, en vir die visse, hy het hulle geseën en gesê, julle moet sommer baie visse word in die see, en baie voëls wat kan vlieg. En toe sit aand, en toe sit oggend, dis die vyfde dag verby. En toe kom dit nou, ja, dag 6. En op dag 6, toe sê God nou, iets moet nou op die land bly. Mense en diere. Wat het hy eers gemaak, mense of diere? Eers die diere. Ja, so olifante en kameelperde en dinosourusse en honde. En so al die diere op die land en klein diertjies. So kan vinnig hardloop. Okay, mure en eekorings en so. En toe God dit klaar gedoen het, toe sê God, so nou al hierdie diere en al hierdie bome, daar's hondsoort diere en daar's katsoort diere en daar's soorte arende wat hy gemaak het op dag 5, want toe sê hy, nou gaan ek iets maak. Toe sê God vir homself, kom ons maak mense na ons beeld.
Kom ons maak mense wat ook soos ons kan wees. Nie dat hulle God is nie, maar hulle kan ook 'n verhouding hê en hulle kan ook heilig wees en 'n verhouding met God hê en toe maak hy mense, Adam en Eva. En dit was die eerste mense. En toe sê God, hulle kan nou van al die bome se vrugte eet, hulle kan dit geniet, ja, behalwe die een boom, dit het jy geleer in die tuin, in die middel van die tuin, maar so God het al hierdie dinge gedoen en toe hy klaar is, toe sê hy, sjoe, dit is baie goed. En toe rus God. Maar rus beteken nie hy het gelê op 'n bed nie, beteken nie hy het geslaap nie. Rus beteken is asof hy gekyk het na al sy werk en gesê het, ek is tevrede. Al hierdie wat ek gedoen het, hy was bly en hy het dit geniet. En hy het vir ons ook 6 dae gegee om te werk en 1 dag om te rus. En weer, rus beteken nie net slaap nie. Rus beteken net, jy is klaar met jou werk en jy het klaar jou skoolwerk gedoen en jy hoef nie vandag al klomp werk te gaan doen nie. Julle is gelukkig nie by die skool vandag nie. Ja, so julle is hier en saam met mense, God se mense en julle kan dankie sê vir hom en hom prys. Want dis wat hy wil hê, ook van kinders. Julle kan gaan sit.